Goeiemôre almal. In die Bybel staan daar op 'n plek in een van die psalms, ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. Ek hoop julle was ook vanoggend bly dat julle na die huis van die Here toe kan kom, want om hier te wees is 'n besonderse voorreg, want dit is niks anders nie as 'n ontmoeting tussen die lewende God en ons as sy kinders en sondaarmense. Dominee Martin, is dit nou wat jy iets wil sê, of eers aan die einde? Is dit reg so? Goed, ek sê vir julle almal baie hartlik welkom by die erediens vanoggend. Daar's nie vanoggend kategese nie, so daar sal ook nie 'n kindermoment dan wees nie. Kan ek vir Moira vra, wat jy asseblief vir ons die kers kom aansteek? Moira sorg altyd dat die blomme so mooi hier in die kerk is. Baie dankie daarvoor. En ek vra dat jy dit asseblief vir ons sal aansteek. Baie dankie. Dankie Moira. Gemeente, wanneer mens in die huis van die Here is dit geen geringe saak nie. Dit is eintlik 'n baie ernstige en 'n heilige ontmoeting. En daarom is dit ook nodig dat net voordat ons begin met die amptelike erediens, dat julle elkeen asseblief net daar waar jy sit in die bank vir 'n oombliekie sal stil word, en dan vra ons die Here se seën elkeen in sy of haar eie hart op die hele erediens, soos wat dit vanoggend hier sal plaasvind. Kom ons raak vir 'n oomblik stil, en dan sal ek die intreelied aankondig. Julle kan dit ook sing terwyl julle so bly sit. Gemeente, kom ons sing nou ons verlange uit na die teenwoordigheid van God in die woorde van hierdie pragtige lied 163, die een versie. Soos wat daar berge is rondom Jerusalem en ook rondom Piketberg, so is die Here ons God altyd rondom ons, van nou af tot aan alle ewigheid. Gemeente, kom ons antwoord op die Here se die woordem wat ons vanoggend gedoen het, en ons sing 'n heerlike lofsang terwyl ons almal staan, en ons sing uit 205 verse 1 en 3.
Gemeente, dit is in 'n erediens altyd 'n tweegesprek tussen God en sy gemeente. En ons het nou die lof van God besing. Nou is dit God se beurt om vir ons te sê, wat verwag hy van jou en my? Hoe moet ons lewe? En in Eksodus hoofstuk 20 kry ons die wet van God, soos wat dit aan Moses bekend gemaak is. En ek wil dit graag vanoggend vir julle lees, soos wat die boodskap dit vertaal. Dit is 'n bietjie meer vrye vertaling. En die opskrif daarvan is die Here se ooreenkoms met sy volk. Die Here het die volgende reëls vir sy ooreenkoms met die volk gegee. Ek is die Here. Ek is jou God. Ek het jou uit Egipte bevry, waar jy slawewerk gedoen het. Net ek mag jou God wees. Jy mag nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak of iets in die skepping probeer naboots om dit te aanbid of daarvoor te offer nie. Jy mag nie beelde maak wat lyk soos enigiets wat in die lug daarbo is, of soos iets hier op die aarde waarop jy bly, of soos iets in die plekke in die water onder die aarde, om dit te vereer soos God nie. Ek verdra dit nie dat jy in ander gode glo nie. Ek reken met almal af wat die rug vir my draai, selfs met hulle kleinkinders en agterkleinkinders. En dan hoor ons die genade van God wat groter is as sy toorn, as hy sê, ek bly getrou en my liefde bly altyd staan vir duisende geslagte lank, vir almal wat lief is vir my en aan my gehoorsaam is. Jy mag nie die Here jou God se naam sommer so gebruik nie. Die Here sal elkeen straf wat sy naam gebruik, sonder dat hy respek vir die Here het. Onthou dat die 7de dag die Here se dag is. Jy moet 6 dae lank met jou werk aangaan en jou met jou alledaagse dinge besig hou. Die 7de dag is die Here jou God se dag. Jy, jou kinders, die man en vrou wat vir jou werk, jou vee en die buitelander wat by jou bly, nie een van hulle mag op die 7de dag met elke dag se werk aangaan nie. Die Here het die lug, die grond en die see met alles wat daarin bly, binne 6 dae gemaak. Op die 7de dag het die Here gerus. Die Here het daarom van die 7de dag iets besonders gemaak en dit vir hom eenkant gesit. Jy moet respek hê vir jou pa en jou ma. Jy sal dan lank en gelukkig leef waar die Here jou laat bly. Jy mag nie iemand anders doodmaak nie. Jy moet nie ontrou wees aan jou man of jou vrou en by iemand anders slaap nie. Jy moenie iets steel nie. Moenie vir ander mense lieg en hulle bedrieg nie. Moenie afgunstig raak op iemand anders se besittings nie. Jy moenie wens dat sy vrou of sy werkers, sy bees of sy donkie eerder aan jou behoort het nie. Jy moenie jaloers wees op die dinge wat iemand anders het en dink dat jy dit eerder moes besit nie. Nou as ons wil eerlik wees vanoggend, dan dink ek ons moet maar almal erken, ek glo nie is een van ons wat regtig elke dag van ons lewe te alle tye die 10 gebooie onderhou nie. En daarom is deel van hierdie tweegesprek teenoor God, tussen God en mens, is dit nodig dat ons dan nou ook ons skuld sal bely. En ek vra dat julle net so sal bly sit en dan sing ons uit liedboek nommer 130, die tweede melodie en die tweede vers van Lina Spies se weergawe. En dan bely ons daardeur ons skuld teenoor die Here. God
as dit wat jy en ek nou pas gesing het, nie net blote lippetaal is nie, maar opreg uit ons harte kom en ons bedoel elke woord wat ons gesing het, dan is dit wonderlik dat God nou weer met ons praat, en nadat ons skuld bely het, dan sê hy vir ons, hy is bereid om daardie skuld te vergewe. En dit lees ons reeds in die Ou Testament al in Psalm 103, want daar staan, hy sal ons sonde nie bly toereken, en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want dan word die motivering gegee. Hoekom is God bereid om dit te doen, om ons te vergewe? Want staan daar, so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Nou dat ons hierdie vryspraak gehoor het uit die woord van God, is dit ook belangrik dat ons sal antwoord daarop, en dit doen ons deur te sing en ook te bely dat ons glo dat hy ons sonde vergewe. Uit liedboek nommer 212, die 2de vers. Gemeente, nou is dit weer die Here se beurt om met ons te praat, en ons gaan nou saam lees uit Matteus hoofstuk 18, en ek lees uit die 2020 vertaling, ons gaan lees vanaf vers 21 tot en met vers 35. Die opskrif daar is herhaaldelike vergifnis. Die ou vertaling het gesê, die opskrif was, die plig om te vergewe. Nou, voordat ek die gebed doen vir die opening van die woord, en voordat ek met die preek begin, so 'n paar weke gelede het Dominee Martin hier 'n uitstekende preek gehad oor verdeeldheid binne in 'n gemeente, en het verwys na Paulus, wat vir sy lesers geskryf het, ek is van Paulus of ek is van Apollos, en so het daar groepe of klieke in die gemeente bestaan. Nou ek wil vanoggend aansluit by dit wat Dominee Martin die oggend gepreek het, maar ek wil dit so 'n bietjie oor 'n ander boeg gooi, en ek wil dit gooi oor die boeg van 'n gelykenis wat Jesus vertel het, rondom vergifnis. En soos wat die opskrif hier staan, herhaaldelike vergifnis. So voordat ons nou uit die woord van die Here lees, kom ons, laat ons hoofde sak, en ons vra die Here se seën op die verkondiging en die inneem van die woord. Here ons God, wat 'n ontsaglike voorreg is dit om in u huis te kan wees, en om in u teenwoordigheid nie net vir u te kan aanbid nie, maar ook te luister wat die Gees vir die gemeente wil sê. En Here, nou is ons mos maar swakke mense, en ons is baie geneig om aan alles te dink behalwe aan dit wat u regtig vir ons wil sê. En daarom is dit nodig dat ons hier in die begin, voordat die boodskap verkondig word deur 'n swakke mens, dat u ons sal oopmaak, ons ore, maar ook ons harte sal oopstel vir die influisteringe van u Gees. Want Here, u woord is skerper as 'n tweesnydende swaard, maar dit kan alleen betekenis hê as die Gees dit vir ons verduidelik en toepas, en ons leer om werklik dit te gehoorsaam. Daarom bid ons nou, Here, ons is in afwagting, en ons vra vir u, spreek Here, u kinders is gereed om na u te luister. Amen. Die eerste vers uit hierdie gedeelte wat ons lees, begin deur te sê, toe het Petrus nader gekom en hom gevra, Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 keer toe?
Nou dis interessant dat die rabbies, die Joodse rabbies, het die volk geleer dat jy moet tot minstens 3 keer moet jy mense vergewe. En Petrus rek dit nou so bietjie uit, hy sê, moet ons dit dalk tot 7 keer doen. En dan kom Jesus se antwoord, daar staan Jesus antwoord hom, en Jesus sê toe vir hom, ek sê vir jou nie tot 7 keer nie, maar tot 70 maal 7 keer. En dan begin Jesus om 'n gelykenis te vertel, om te illustreer en te verduidelik hoekom dit belangrik is om te vergewe. Jesus sê, daarom is die koninkryk van die hemele soos 'n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat 10.000 talent verskuldig was na hom gebring. Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die Heer beveel dat hy, as ook sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, wees geduldig met my en ek sal u alles terugbetaal. Die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld. Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom 100 denarius geskuld het. Hy het hom aan die keel gegryp, gewurg en gesê, betaal terug wat jy skuld. Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom, net soos wat hy gedoen het met die koning, wees geduldig met my en ek sal jou terugbetaal. Maar hy, in teenstelling met die koning, wou nie. Inteendeel, hy het weggegaan en hom, dis nou sy medeslaaf, in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldigde bedrag sou terugbetaal. Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld en vir hulle heer het hulle alles gaan vertel wat gebeur het. Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom, jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig het, soos ek jou begenadig het nie? En sy heer het kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee, totdat hy al die skuld sou terugbetaal. En dan die woorde van ons teks, so sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. En dan saam met die teks wat ek genoem het, wil ek dan ook lees, Jesus se woorde, dit is ook vandag ons eerste lydingssondag, en dan het Jesus daar, toe hy in die kruis gehang het, en hy verguis is, en belaster, en bespuug is, en mense met hom gespot het, sê hy in Lukas 23 vers 34, toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Een van die heel moeilikste dinge vir mense om te doen is om te vergewe. Nie net ongelowiges sukkel daarmee nie. Ook mense wat hulle self Christene noem, vind dit bitter moeilik om vergifnis te skenk. Mense is mos maar van nature geneig om kwaad met kwaad te vergeld en om die een onreg met 'n ander onreg te beantwoord. Maar nou ongelukkig is die gevolge van hierdie houding tussen gelowiges en mense, dat daar eintlik 'n klomp haat, geweld, liefdeloosheid en selfs lewenslange wrokke in ons samelewing, in ons families en selfs in ons gemeentes, Christelike gemeentes, ontstaan en bestaan. Die beginsel van 'n oog vir 'n oog, wat die Ou Testament geleer het, word te veel, hopeloos te veel vandag nog uitgelewe, ondanks die feit dat Jesus in die Nuwe Testament vir ons 'n totaal ander beeld en doel gegee het en hoe ons moet vergewe. Diegene wat volle vergifnis toepas en beoefen, is baie ongelukkig self binne in die kerk, kan ons mens maar sê, so skaars soos hoendertande. Nou in hierdie gedeelte wat Jesus hier vir ons vertel hy 'n gelykenis. Nou wat is 'n gelykenis? 'n Gelykenis was in Bybelse tye
'n eenvoudige vertelling wat gewoonlik ontleen was aan die natuur of aan die alledaagse lewe. En die bedoeling van 'n gelykenis was om 'n praktiese les te illustreer, 'n les met 'n diepe geestelike inhoud en om dit verstaanbaar en duidelik oor te dra aan die luisteraars. Nou weet ons mos Jesus het baie dikwels van gelykenisse gebruik gemaak. Gelykenisse het vir ons eintlik of kan gesien word as 'n denkbeeldige voorbeeld van wat gebruik kon word om 'n diepsinnige waarheid prakties te illustreer. En Jesus het dit gebruik as 'n beproefde vorm van prediking. En daarom was Jesus dan ook die volmaakte voorbeeld van nie net iemand wat gelykenisse vertel het nie, maar hy was ook die volmaakte voorbeeld van iemand wat bereid was om mense wat hom baie erg te nagekom het en selfs sy dood gekos het, te vergewe. En daarom kon hy aan die kruis bid vir sy moordenaars: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou hierdie spesifieke gelykenis wat ons vanoggend bespreek, handel oor onvergewensgesindheid. Hier hoor ons van 'n man wat eers vergifnis ontvang het en onmiddellik nadat hy die vergifnis gekry het, het hy se muur geweier om iemand te vergewe wat teenoor hom in die skuld was. En daarom wil ek nou vanoggend met julle praat oor die dringende noodsaaklikheid om te vergewe. En ek gaan hierdie gelykenis ontleed onder 4 hoofpunte. Mens kan dit amper sien as 4 bedrywe van 'n toneelopvoering. Die eerste een wat ons na kyk is 'n reuse penarie. Wat hoor ons presies in hierdie gelykenis? Ons hoor hier van iemand wat in 'n eislike penarie was, omdat hy die ontsaglike bedrag geld wat hy geskuld het, nooit sou kon betaal nie. Ons lees dat toe die koning op 'n dag sy skuldbewyse nagaan, toe kom hy, wat koning is, tot die skokkende ontdekking dat een spesifieke slaaf hom 10.000 talent skuld. Nou, hoeveel is 10.000 talent? Dis nie baie maklik nie, omdat dit so moeilik is om deur al die jare inflasie te bereken, maar die skattings wissel. Byvoorbeeld die 1983 vertaling praat van miljoene rand. Daar is selfs huidige skattings wat reken dat as jy regtig inflasie sou kon uitwerk, kan dit soveel wees as 20 miljard rand. Nou hoe dit moontlik was vir 'n slaaf om so groot skuld op te bou, weet ons nie, maar dis ook nie regtig belangrik nie. Wat wel ter sake is en wat wel vir ons belangrik is om te verstaan, is dat hierdie betrokke slaaf het soveel geskuld dat hy dit nooit in sy hele lewe sou kon afbetaal nie. Gevolglik was daar vir hierdie man net een uitweg. Sy vrou, hy self, sy vrou en sy kinders, plus alles wat hy gehad het, moes verkoop word sodat hy sy skuld kan begin afbetaal. Nou om te verstaan wat presies hier gebeur, moet ons die Joodse wetgewing ook verstaan in Jesus se tyd. In Jesus se tyd het die Jode se wetgewing bepaal, as jy iemand skuld en jy kan dit nie terugbetaal nie, dan moet jy verkoop word. En as jou eie verkoping as 'n slaaf nie genoeg oplewer nie, dan word jou gesin betrek, want jou vrou en jou kinders, maar ook jou besittings word betrek. Alles, selfs jou besittings, moet verkoop word. Nou, ons lees hierso in vers 25, omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die Heer beveel dat hy as ook sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal word. Verstaan julle hoekom ek sê dat hierdie man was in 'n groot penarie? Hy het met 'n dilemma gesit, 'n dilemma met geen uitkomkans nie. Die wette van sy tyd was onverbiddelik. As jy nie kan betaal nie, word jy as slaaf verkoop, en as dit nie genoeg oplewer nie, jou hele gesin en al jou bates. Kom ons vergeet nou net eers vir 'n oomblik van wat hierdie ongelukkige man se reuse penarie was. Wat simboliseer sy dilemma? Wat wil Jesus vir jou en my sê met hierdie gelykenis? Jesus, broer en suster, wil deur hierdie man se omstandighede
vir ons iets laat verstaan van die reuse penarie waarin elke enkele mens, ook jy en ek wat vanoggend hier is, homself voor God bevind. Besef ons regtig dat jy en ek ook by God in so 'n mate in die skuld is, dat daar geen manier is dat ons ooit uit daardie skuldweb op ons eie sou kan of sal kan ontsnap nie. Hoekom is ons by God aan die skuld? Daar's 2 redes. Eerstens, elke lewende mens is by God aan die skuld vanweë die erfsonde. Deur die erfsonde, so leer ons katekismes ons, word sonde van geslag tot geslag oorgedra. En daarom dat Dawid in Psalm 51 vers 7 uitgeroep het, hy sê, kyk, in sonde skuld is ek gebore, sondig toe my moeder met my swanger geword het. Maar, dis nie net die smet van die erfsonde waarop ons die skuld kan pak nie. Wie van ons kan vanoggend hier opstaan en met oortuiging sê, ek het nog nooit enige sonde teenoor God en my naaste gepleeg nie? 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En in vers 10 van dieselfde hoofstuk sê Johannes, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Selfs in die Ou Testament skryf Jesaja die profeet in Jesaja 53 vers 6, hy sê ons moet almal erken, ons het almal gedwaal soos skape, ons het elke een sy eie pad geloop. Verder moet ons ook toegee dat wat Paulus skryf in Romeine 3 vers 10 ook waar is. Paulus sê daar's nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. En ons kan ook nie met hom stry as hy in vers 12 sê, almal het gedwaal, almal het ontaard. So kom ek en jy wees nou vanoggend flagrant eerlik met onsself. En ons bely openlik en erken, soos wat hierdie slaaf in hierdie gelykenis so diep in sy skuld by die koning was, in die skuld by sy koning was, dat hy nooit self sy skuld sou kon vereffer nie. Net so diep en selfs veel dieper is elke een van ons in die skuld voor ons koning, voor ons God. Daar is eenvoudig geen manier waarop jy en ek van ons eie skuld voor God ontslae kan raak nie. Maar kom ons kyk nou in die tweede plek, na 'n verstommende genade betoning. Toe die skokkende besef tot hierdie slaaf deurdring, dat hy soveel geld aan die koning skuld, dat daar geen manier is wat hy ooit dit sal regkry om dit te betaal nie, en dat die gevolg sou wees, dat sy ganse lewe en die van sy gesin heeltemal op sy kop omgekeer gaan word. Wat doen hy? Hy begin pleit. Vers 26 sê, die slaaf het voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, wees geduldig met my, ek sal jy alles terugbetaal. Hierdie slaaf het die totale hopeloosheid van sy situasie terdee besef. Hy het baie goed verstaan dat sy situasie het sy toekoms gemaak, dat daar volslae verwerping, vernietiging en ondergang vir altyd sou wees vir hom en sy gesin. Hy en sy gesin se lewens was op die punt om hel te word. En met hierdie treurige vooruitsig tree hierdie slaaf eintlik totaal irrasioneel op. Ons lees hoe dat hy desperaat op sy knieë voor die koning neerval en hy begin smeek om genade. Hoewel hy baie goed geweet het dat sy skuld was heeltemal te veel om ooit te betaal, so wat hy tog in sy desperate radeloosheid en hy sê, gee my tog uitstel, ek sal jy alles betaal. Wel wetende dat dit vir 'n slaaf, vir hom as 'n slaaf, totaal onmoontlik was om miljoene of miljarde rand terug te betaal, maak hy tog 'n onuitvoerbare desperate belofte. In sy uur van uiterste nood, dink hy net nie meer logies nie. En dan met die beleerde slaaf op sy knieë voor die koning, vind daar 'n onverwagte en 'n onverdiende wending plaas. Hoor wat sê vers 27, die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, om vrygelaat en sy skuld
vir hom kwytgeskeld. Hoor ons reg? Ondanks die reuse bedrag wat hierdie slaaf skuld, doen die koning 3 onverwagte dinge. Emosioneel diep geraak, kry die koning die skuldenaar eerstens jammer. Tweedens, laat hy hom vrygaan. Maar derdens, sy genadebetoning stop nie daar nie. Hy skryf al sy skuld af tot op die laaste sent. 20 miljoen of miljard rand, hoeveel dit ook al mag wees, word eenvoudig kwytgeskeld asof dit nooit geskuld is nie. Die koning vergewe, verskoon en vergeet alles, asof daar nooit sprake was van enige skuld nie. So totaal onverdiend, op 'n verstommende wyse, suiwer uit genade, word hierdie slaaf toegelaat om totaal en al vry uit te stap. Nou my medegelowige, as jy dink, hierdie is verstommend wat hier gebeur, en onverdiend. Kom ek vertel jou iets wat baie meer verstommend en baie meer onverdiend is. En dit is dat hierdie koning in hierdie verhaal, in hierdie gelykenis, stel God, ons koning voor, die drie enige God. En die skuldenaar stel vir jou en vir my voor. Feit is dat jy en ek veel dieper by God in die skuld is, as wat hierdie amptenaar ooit by sy koning kon wees. Jou en my skuld verdien die ergste straf, die ewige verdoemenis. En elkeen van ons se sonde voor God en ons skuld is so enorm dat ons verdien om dit die ewigheid in 'n oorbevolkte hel deur te bring. En tog, net soos die koning in hierdie gelykenis, gebeur iets wat verstom, onverwags en totaal onverdiend is met my en met jou. Hierdie straf wat op ons moes neerkom, waarmee ons skuld sou moes betaal, al sou ons dit nooit kon betaal nie, het God in sy groot wysheid besluit om op sy enigste seun, Jesus Christus, te laat neerkom. En net soos hierdie koning het God ons jammer gekry, en daarom stuur hy Jesus om aan 'n kruis vasgepen en gespyker te word, sodat jy en ek vry kan uitstap, en dat ons skuld teenoor God geheel en al afgeskryf is en vergewe is. Ons wat aan Christus glo, ons is nou in 'n posisie voor God asof ons nooit enige sonde gedoen het nie. En daarom wat Paulus kan skryf in Efesiërs 2 vers 8, hy sê, julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. En dan vervolg Paulus met hierdie woorde, hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Het jy mooi ingeneem wat ons hier hoor? Ons redding, ons kwytskelding, ons sondevergifnis kom nie uit onsself nie. Ons skuld is nie afgeskryf omdat ons op enige manier dit self kon betaal nie. Nee, dit is afgeskryf suiwer bloot uit genade. Dit is 'n gawe, iets wat God ons skenk sonder verdienste, sonder meriete en sonder dat jy en ek hoegenaamd self iets aan ons eie hopelose situasie sou kon doen. Dit is wat ek verstommend noem. Besef jy, broer en suster, die absolute en ongelooflike wonder hiervan. Maar hierdie gelykenis het nog 2 bedrywe, dit het nie hier opgehou nie. Nadat hierdie koning 'n verstommende genadebetoning aan hierdie slaaf bewys het, is daar 'n ongelukkige naderdraai. En daarom kyk ons nou in die 3de plek na 'n ondankbare onvergewensgesindheid. Hierdie selfde man wat sopas 'n onverdiende en verstommende genadebetoning ontvang het, stap direk by die paleis uit, en toe hy buite kom, toe loop hy een van sy medeslawe raak, wat hom 'n veel kleiner bedragie skuld. En wat doen die begenadigde slaaf, wat pas hierdie reuse bedrag kwytgeskeld is? Hy gryp waaragtig hierdie man aan sy keel, en hy wurg hom staan hier, en hy sê vir hom, betaal terug wat jy skuld. En toe die medeslaaf, net soos wat hy so pas gedoen het met die koning, ook voor hom neerval en hom smeek vir uitstel om te betaal, wat doen hierdie man nog?
Hy weier om enige genade te betoon. En hy gee bevel dat sy medeslaaf in die tronk gegooi en aangehou word totdat hy sy skuld betaal het. Ondanks die feit dat die bedrag wat die medeslaaf hom geskuld het, nie meer was as wat hy sou kon betaal nie. In teenstelling met homself wat geskuld het wat hy nooit sou kon terugbetaal nie, handel hy nog steeds wreed en hardvochtig met sy medeskuldenaar. Sy ore is doof vir die man se smeking en hy is totaal ongevoelig vir die nood van sy naaste. Nou broer en suster, mens voel eintlik asof jy regtig nie kan glo dat dit wat ons hier gehoor het wel gebeur het nie. Hoe op aarde kan iemand wat pas so 'n verskriklike groot bedrag kwytgeskeld is, so wreed optree teenoor iemand wat jou oneindig minder skuld? Wat 'n soort van 'n monster van 'n mens tree so ondankbaar, so wreed, so genadeloos, so gevoelloos op? En tog doen ek en jy nie presies maar net dieselfde nie. Dink mooi. Jy en ek wat soveel vergewe is, ons wat baie meer as hierdie groot bedrag vergewe is. Wat doen ons teenoor iemand wat by ons in die skuld is met optredes wat ons na ons mening te genagekom is? Hierdie slaaf wat nou so in die keel gegryp word, het ongeveer 100 denarius geskuld. Nou dit verskil ook, die 83 vertalings praat van 'n paar rand. 'n denarius was hierdie bedrag wat hy geskuld het, was ongeveer 4 maande se loon van 'n slaaf. En dit beteken dat hierdie slaaf wat sy medeslaaf geld geskuld het, kon baie maklik ontslaa raak van daardie skuld. Hy sou dit kon terugbetaal. Maar hierdie man wil niks daarvan weet nie. En daarom tree hy so verskriklik genadeloos op. En jy en ek vergeet so maklik en so dikwels watter groot genade God aan ons bewys het. Daarom het Johannes skryf in 1 Johannes 3 vers 1, hy sê, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. Hierdie liefde van God wat ons vergewe en kwytskeld, word nie altyd in berekening gebring wanneer dit ons beurt is om te vergewe en kwyt te skeld nie. En ondanks die groot liefde wat die Vader aan ons bewys het, is ons so geneig om dikwels maar min of selfs geen liefde te bewys aan hulle wat oortree het nie. Diegene wat na ons oordeele ons te nagekom het, word medoenloos, figuurlik gesproke, sonder genade aan die keel gegryp en gewurg. En jy en ek tree dikwels maar net so ongenaakbaar en ondankbaar, so wreed en onvergewensgesind op, soos die slaaf in hierdie gelykenis. Verstommend, is dit nie? Maar voor ons afsluit, moet ons eers kyk na die finale afloop van hierdie gelykenis. Ons let op 'n dringende waarskuwing in die 4de plek. Daar was nog 'n bedryf in hierdie drama. Die koning is spoedig ingelig oor die slaaf se ongenaakbaarheid. En diep teleurgesteld en woedend het die koning besluit, hierdie keer gaan ek baie sterk optree. En daarom sê vers 32, hy het hom ontbied, en vers 33, daarom ontbied sy heer hom en sê, jou slegte slaaf. Die 83 vertaling sê, hy het hom genoem, jou skurk. Want hierdie man se optrede was inderdaad die van 'n skurk. En dan sê hy van al daardie skuld het ek vir jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig het, soos ek jou begenadig het nie. En so woedend lees ons was die koning, hierdie keer, hy was nie weer bereid om hierdie ondankbare slaaf nog 'n slag kwyt te stel nie. Omdat hy die genade en vergifnis wat aan hom bewys is, nie waardeer het en ook nie deurgegee het aan sy medemens nie, het die koning hom hierdie keer aan die folteraars oorgegee om gemartel te word totdat hy al sy skuld betaal het. En nou weet ons reeds, hy sou nooit sy skuld kon betaal nie. Nog meer so omdat hy nou in die tronk was en nie eers 'n salaris sou kon verdien nie. So in wese beteken dit dat hierdie slegte, ondankbare slaaf, soos die koning hom genoem het, vir die res van sy lewe gemartel sou word en met die tragiese gevolge van sy onvergewensgesindheid sou lewe.
En dan, nadat Jesus hierdie gelykenis klaar vertel het, dan sê hy in vers 35, so, hoor mooi, so sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Gemeente, wat hoor ons hier? Ek hoor hier 'n dringende waarskuwing vanuit Jesus se mond, dat mense wat vergifnis van God ontvang het, van hulle, jy en ek, word verwag om daardie vergifnis deur te gee aan diegene wat teenoor ons ook oortree. As ons dit nie doen nie, dan tree ons op buite en bo die wet van liefde wat Christus ons leer. En as jy en ek nie bereid is om te vergewe nie, dan hoor mooi wat ek nou sê, moet nooit in jou lewe weer die Onse Vader bid nie. Hoekom nie? Want in die Onse Vader leer Jesus om te bid. Hy sê, vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Soos ons diegene vergewe wat teen ons vertree. Soos ek en jy wat hierdie vergifnis ontvang het, weier om iemand anders te vergewe, dan mag ek nie weer die Onse Vader bid nie. Want dan vra ek eintlik, Here, vergewe my, soos wat ek gaan vergewe of nie vergewe nie, en dit beteken dat ons eintlik glad nie vergewe nie. Ware vergifnis beteken om volkome te vergewe en te vergeet. Jesus leer ons in hierdie stuk wat ons gelees het, om 70 maal 7 keer te vergewe. Met ander woorde, onbeperk. En dit is dan nou presies wat God in Christus Jesus vir jou en vir my wat hier is in die kerk vanoggend presies gedoen het. En dit is dan ook die voorbeeld wat Jesus gestel het, toe hy verguis en stikkend aan die kruis gehang het, en nog steeds gebid het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daarom jy en ek as vergeefnis mag net op een enkele manier vergewing toepas, en dit is van harte. Vergewensgesindheid is die hartaar van die Christelike gemeente en van die Christelike kerk. Daardie ontferming wat jy en ek van God ontvang het, noop my om uit dankbaarheid, diepe dankbaarheid, ook ontfermend en vergewensgesind teenoor my naaste op te tree. As ek nie volkome vergewe nie, en ek vergeet nie, dan sal ek ook eendag, so sê Jesus, nie ek nie, hy sê dit, sal ek tot verantwoording geroep word, en om my naaste van harte te vergewe, kan net gebeur as ek opreg en diep dankbaar is vir die feit dat ek self vergifnis van God ontvang het van 'n skuld wat ek in der ewigheid nooit sou self kon vereffen nie. Medegelowige, het jy en ek al geleer om van harte en onbeperk te vergewe. Amen. Kom ons bid. Here, U praat met ons hart en duidelik uit U woord. En ons kan nie anders nie as om met 'n diepe skaamte te erken. Ons is maar net soos daardie slaaf wat soveel vergifnis kwyt geskeld is. En wat alles wat hy geskuld het kon afskryf, omdat die koning vir hom jammer was. Here, net so was U en is U vir ons jammer, omdat ons eie skuld so groot is, dat ons nooit dit self sal kan vereffen nie. Daarom kan ons net met 'n groot en 'n diepe dankbaarheid vir U sê, Here, hoe groot is U genade nie. En kan ons maar net by U pleit, leer ons om te vergewe, soos wat U ons vergewe het. Here, ons bid vanoggend vir ons gemeente, ons bid vir ons leraars, die pastoriegesinne, ons bid vir die amptdraers van hierdie kerk, elke persoon, elke lidmaat. U ken elke een van ons se behoeftes. U weet wat die geestelike en die stoffelike behoefte is van diegene wat aan hierdie gemeente behoort. En Here, my gebed vanoggend is dat U ook vir ons sal leer om deur die feit dat ons bereid is om vergifnis te skenk, 'n lewende gemeente te wees wat sal wys dat ons vergewe is
en dat ons diepe waardering het vir dit wat U vir ons gedoen het deur al ons skuld ooit te skelp. Here, ons bid vir ons land en 'n deurmekaar wêreld. Ons bid in hierdie moeilike omstandighede waarin die wêreld verkeer en ook ons eie geliefde land, dat U koninkryk tog sal laat kom. En dat U vir elkeen van ons die seën en genade sal skenk om ligdraers te wees in 'n donker wêreld rondom ons. Dankie Here vir soveel wat U vir ons doen. Maar bo alles, dankie dat U ons vergewe en dat U vir ons so liefhet dat Jesus in ons plek die skuld betaal het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Terwyl die foto's daar op die skerm is, wil ek van my kant af van ons wat verantwoordelikheid geneem het vir die Fonteinmark, baie dankie sê aan elkeen van julle. Ek het nou gedink ek wil vra dat almal wat gehelp het met hulle hande opsteek, maar ek weet dan gaan die hele gemeente nou dit doen, want net die koms van elkeen gister het dit eintlik 'n fees gemaak. As mense nou op hierdie selfde terrein uitstap, dan is dit net 'n totaal ander dag as gister. Om hier te wees en mense te sien wat gesels en kuier en mekaar help en vure stook, terwyl hulle eers deel van die span was. Hier is 'n jong man wat ek gister ontmoet het, wat net by die 4 manne gekom het en toe sien hy hier kort 'n stoker by die kole, en dit wil hom gedoen wees gister om daai werk te gevat het. So elkeen van julle uit ons hart uit baie dankie vir julle wat uitgestal het ook. Dit het die mark lekker kleurvol gemaak. Dankie vir almal wat produkte gegee het, bygedra het, net ingespring het en gehelp het. Dit was 'n heerlike dag. Ek dink aan die manne wat so in die son ook pot gemaak het. Ons verras het hier in 2 weke 'n beskuitkompetisie bygekom, potjiekos het bygekom. So die inisiatief en die ondernemingsgees was fantasties geweest. En ek wil vir Reinet, waar sit Reinet? Ja, Reinet, wil jy nie net 'n oomblik staan nie, dat ons net vir jou kan hande klap. Kyk dan, daar is hy. Dankie, baie dankie vir die dinge. En die beskuitkompetisie was een van die diakens wat het uitgedink het 2 weke gelede. Ek het gedink, gaan ons in 2 weke 'n beskuitkompetisie gereël kry. Toe ek gister met hom praat, toe is hy al besig met 2027 se kampioen wat hy oorgesels. Daar sou sê die wenner, Aletta Rust, en dan die tweede plek, die derde plek, Sandra was derde, en Jessica was tweede gewees, Jessica Rousseau, en dan Sandra van Wyk. En daar was manne ook gewees wat deelgeneem het, maar het lyk my die vrouens moet ons 'n bietjie touwys maak die volgende jaar, dat ons dan ook in daai top 3 kan eindig. Maar ons is dan bly ons vroue kan dit nog doen. Daar sou soms so 'n paar foto's nog van die pakkies wat ontvang is, daar's van die beskuitbakkers, en ons wil baie dankie sê vir julle wat so op kort kennisgewing so fantasties deelgeneem het. Dankie meneer Martin. Ons sluit nou af met 'n pragtige lied, 284. Die lied sê, laat Heer U vrede deur my vloei, waar haat is, dat ek daar U liefde bring, dat ek in pyn en smart vertroostend wees. En vir al die derde vers, laat Heer U vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Kom ons sing dit opreg uit die hart uit as 'n gebed. 284 verse 1, 2 en 3. Ek en my smart vertroost en
Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en ook die kragvolle werking en gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees, sal bly en sal leer om volkome te vergewe. Amen.